Hoofstuk 12. Switserland en die F-woord. Die Switserse kantonstelsel met sy maksimum plaaslike autonomie is die beste stelsel vir lande met multikulturele bevolkings. Dis die mening van Anton Rupert, Suid-Afrikaanse sakeman. Leon Louw het in die publikasie The Solution gesê, die Switserse stelsel is buitengewoon toepaslik vir Suid-Afrika, nog meer as vir Switserland self. Hoe kan die ANC sosialisme vir die soveelste keer weer probeer? Vra ekonoom vriend my moedeloos. Inderdaad, sosialisme is gewild in arm lande waar dit nie kan werk nie, en onnodig in ryk lande waar dit wel kan werk, is die enigste antwoord waarin ek kan dink. Dit word vandag algemeen aanvaar dat sosialisme en kommunisme nie kan werk nie. Tog het dit vir ongeveer 7 dekades in die Sowjetunie sogenaamd gewerk. Die vraag is, hoekom het 'n stelsel wat ooglopend onwerkbaar is, dan so lank voortbestaan? In sy boek The Rise and Fall of Communism, wat in 2009 verskyn het, bied die Britse historikus en politieke wetenskaplike Archie Brown die insiggewende antwoord op hierdie vraag. Hy meen die belangrikste rede vir die langdurige bestaan van kommunisme is die feit dat mense nie van beter alternatiewe bewus was nie. Dat dit nie eens 'n woordeskat bestaan waarmee 'n ander bedeling beskryf kon word nie. Natuurlik het gevestigde belange ook verandering teengewerk. Die gesagsorde het aan die mag vasgeklou en verandering gevrees omdat hulle oorlewing daarvan afgehang het. Dit het beteken dat krisisse nie tot noodsaaklike veranderinge in die bestel gelei het nie, maar dat dieselfde mislukkings bloot weer herhaal is, vanselfsprekend met dieselfde uitkomste. Daarom het die gevestigde orde maar net bly voortbestaan, totdat hy op homself en op miljoene mense ingeplof het, en uiteindelik miljoene mense se lewens verwoes het. In Suid-Afrika sien ons presies dieselfde verskynsel. Dieselfde mislukte resepte word net weer en weer probeer, ongeag die feit dat daar reeds bewyse is dat dit nie kan werk nie. Hoeveel omkeerplanne is daar nie al gevolg met Eskom, staatsinstellings, hospitale, dorpe, die Suid-Afrikaanse Lugdiens, die SAL, die Suid-Afrikaanse Uitsaakkorporasie, oftewel die SAIK, en die res nie. Ideologiese blindheid veroorsaak dat daar nie ingesien word dat die staat se transformasie-ideologie, wat in die eerste plek al hierdie instellings omgekeer het, ook die rede is waarom dit nie met dieselfde resep gered kan word nie. Daarom bly dit die heeltyd platval, ten spyte van miljoene mense se lyding. Die landwyse verval van die een na die ander staatsinstelling spruit uit die African National Congress, die ANC, se oorweldigende politieke mag, waarmee hulle 'n onwerkbare gesentraliseerde staat met 'n ewe onwerkbare uitgediende ideologie probeer bedryf. Hierdie voortdurende politieke stryd teen die werklikheid verwoes die een na die ander instelling, soos 'n tsunami wat onkeerbaar oor die land spoel. Dan word 'n reddingsboei ter waarde van miljoene rande aan al hierdie platgeregeerde instellings gebied. Omkeerplanne word aangekondig, net om weer 'n keer dieselfde pad na onder te hardloop. Oppositiepartye, media-instellings, howe en sakelui is magtelose toeskouers van hierdie tragiese rondom Tali Malumele, want die ANC beheer al die magshefbome. Die Suid-Afrikaanse sakeman Anton Rupert se biograaf en voormalige redakteur van die Burger, Ebbe Dommese, het daarom tereg gesê dat as Rupert se idee van die kantonstelsel met sy grondslae van federalisme en die afwenteling van mag al baie vroeër aanvaar is, kon Suid-Afrika 'n sterk federale stelsel gekry het. Die stelsel kon dan in die plek van die simplistiese Westminster wenner-vat-alles model met sy gesentraliseerde bureaukrasie van 1994 ingestel word. Rupert het voorsien dat die kantonstelsel op die basis van saamstaan en gemeenskaplike ekonomiese belange moontlik sou wees. Bedelingsprobleem. Suid-Afrika het nie net 'n regeringsprobleem nie,
maar ook 'n bedelingsprobleem. Die land is polities, demografies, kultureel, ekonomies en geografies heeltemal te uiteenlopend om met 'n simplistiese sentrale meerderheidsmodel beheer te word. Sentrale beheer in 'n komplekse werklikheid wat desentralisering vereis, is onwerkbaar. Die ANC-regering het die grondwetlike ruimtes vir die afwenteling en verspreiding van mag met hulle oorweldigende politieke mag en uitgediende ideologie toegestop. Dit is onmoontlik om 'n moderne ekonomie en infrastruktuur met 'n derde wêreld ideologie te regeer. Dit is hoekom die land so vinnig gedemoderniseer het onder 'n erg tradisionele leier soos Jacob Zuma. Die gevolg hiervan is dat die land al meer tekens van verval toon en dat dit al slegter met almal gaan. 'n Broek wat ontwerp is om vir almal te pas niemand nie. Die krisis wat die land nou ervaar, is die gevolg van hierdie bedelingskrisis. Geen party sal hierdie land sentraal kan regeer nie, omdat die werklikheid homself nie in 'n sentrale ideologiese model laat indruk nie. Dit is soos om met 'n sak klippe te probeer swem. Die Britte het dit met 'n koloniale stelsel probeer, terwyl die Afrikaners dit met apartheid probeer het. Daarna het 'n Xhosa ANC met Thabo Mbeki en 'n Zulu ANC die hele land probeer regeer. Nou is dit weer Cyril Ramaphosa se ANC. Geen resep wil werk nie, want dit kan nie werk nie. Die land is heeltemal te uiteenlopend en te kompleks. Suid-Afrika het 'n uitstekende grondwet wat goed sal werk in 'n land met 'n meer homogene bevolking. 'n Voormalige president van Nigerië, Olusegun Obasanjo, het na aanleiding van die teenstelling tussen verskillende lande se vlak van ontwikkeling, die ekonomiese wonderwerke in Asië en die gebeure in Afrika gesê dat dit moeilik is om te glo dat ons in dieselfde historiese tydvak leef. Een Suid-Afrikaanse nuusbulletin dat 'n mens ook soms wonder of ons almal in die land in dieselfde era leef. Suid-Afrika se grondoppervlakte is so groot soos die gesamentlike oppervlakte van Brittanje, Duitsland, Italië, Nederland, België, Griekeland, Ierland en Denemarke. Niemand sal eers daaraan dink om hulle saam sentraal te bestuur nie. Maar tog verwag ons dat die arme ANC dit hier moet regkry. En hoe meer hulle sukkel, hoe meer mag sentraliseer die regering, hoe strenger raak die wette en hoe meer word die staatsinmenging en hoe groter en groter die mislukkings. In plaas van minder staat en meer vryheid, dring die ANC aan op meer staat en minder vryheid, want hulle leef nog in 'n ideologiese tydkapsule van die Oosblok in die jare 1950s, waar die hele samelewing verstaatlik was. Navorsers aan die Universiteit van Chicago het bevind dat die gemiddelde lewensduur van grondwette die afgelope 2 eeue net 17 jaar was. Wat egter veral beduidend was, is hulle bevinding dat die gemiddelde leeftyd van 'n grondwet in Afrika 'n skamele 10 jaar is. Hulle navorsing bewys boonop dat die grondwetlike lewensduur nie toeneem nie, maar eerder afneem. Verskeie redes word vir hierdie kort leeftye aangevoer, naamlik etniese verskeidenheid en eksterne skokke soos ekonomiese krisisse. Daarom val goedbedoelde oproepe dat mense die grondwet moet beskerm soms vreemd op die oor, omdat die aanname was dat die grondwet die mens sou beskerm. Hoewel die grondwetlike bewoording ten spyte van verskeie wysigings wesentlik dieselfde gebly het, beweeg die regering in die praktyk al verder weg van talle van die belangrikste grondwetlike bepalinge. Die groeiende krisis in die land is moontlike aanduiding daarvan dat Suid-Afrika tans die afsterwe van die post-1994 bedeling en die pynlike geboorte van 'n nuwe orde ervaar. Dit is 'n unieke geleentheid om die grondslag vir die nuwe orde nou te lê, eerder as om te wag dat dit deur revolusionêre magte en opportunistiese populiste afgedwing word. Daar is dringend tyd vir hervorming. Nuwe denke en dade is nodig en nie net meer van dieselfde nie. Switserland en die F-woord. Suid-Afrika hoef gelukkig nie die wiel te herontwerp
om uit die doodloopstraat te kom waarin die land hom vasgeloop het nie. Federale bedelings waar mag afgewendel, verdeel en versprei word, bied oor die wêreld heen 'n versameling van beste praktyke waaruit geleer kan word hoe om uiteenlopende verskeidenheid suksesvol te hanteer. Switserland is die klassieke voorbeeld hiervan. Die land is 'n federale republiek met nagenoeg 8,5 miljoen Duitse, Franse, Italiaanse en 'n klein groepie Romaanse burgers. Die Switsers woon in 26 autonome kantons, waarvan die bevolking tussen 16.000 en 1,5 miljoen mense wissel, in gebiede van tussen skaars 36 vierkante kilometer tot sowat 7.000 vierkante kilometer. Die land is ekonomies en polities uiters suksesvol en die samestellende dele van die bevolking het 'n sterk lojaliteit teenoor die land, omdat die stelsel vir almal ruimte bied om eerste klas burgers te wees. Hoewel Switserland se federale parlement oor nasionale sake besluite neem, beskik die kantons oor die reg om oor hulle eie sake te besluit. Daar is ook talle ander federasies in die wêreld, soos Rusland, die VSA, Indië, Kanada, België, Brasilië, Duitsland en Mexiko. Dit is natuurlik so dat die ANC 'n sentralistiese party is wat eerder meer mag wil sentraliseer en nog altyd sterk gekant was teen federale bedelings wat hulle strewe na oorheersing sal beperk. Die praktyk is egter 'n ander saak. Die staat se mag word van bo en onder af weggekalwe. Die staatsmag word van bo verminder deur teenwigte soos die handveste van die Verenigde Nasies, die VN, groot handelsvennote, graderingsagentskappe, buitelandse ooreenkomste, ander regerings, beleggers, multinasjonale maatskappye en die media. Die mag wat van onder weggesny word, vind plaas deur onder meer privatisering, tegnologie, georganiseerde gemeenskappe en staatsverval. Die verval van die staatsdiens, soos gesien kan word in staatshospitale, die polisie, munisipaliteite, Eskom en talle skole, word teengewerk deur die totstandkoming van privaat hospitale, sekuriteitsmaatskappye, privaat leefstyldorpe en privaat skole. Tegnologiese oplossings soos sonkrag, die internet en selfone het ook talle leemtes gevul wat die staat voorheen gehad het. En die gemiddelde kind kry seker nou al meer dienste van sy selfone af as wat sy oupa van die staat afgekry het. Gemeenskapsorganisasies soos die Solidariteit-beweging lewer ook al 'n wye reeks dienste op werksgebied, maatskaplike terrein, opleiding, media en ander. AfriForum se landwyse buurtwagnetwerk werk saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die SAPD, en privaat sekuriteitsmaatskappye om veiligheid te verbeter en pak ook die reuse taak aan om munisipale dienste beter te laat werk. Die verval van die staat in baie plattelandse gebiede lei daartoe dat hierdie gemeenskappe in meer en meer gevalle sonder die staat moet regkom en lewer daarom self die dienste wat daar nodig is. In die praktyk word die land al meer federaal van aard vanweë die harde werklikhede soos swak regering, staatsverval en die opkoms van die privaat sektor, tegnologie en die gemeenskap. Hierdie proses is onomkeerbaar en enige staatspoging om dit te keer gaan dit net vinniger laat versnel. Moderne mense wil 'n normale lewe lei, self oor hulle lewens besluit en demokratiese inspraak hê in sake wat hulle raak. Die gaping tussen wat in die parlement gesê word en dit wat in die praktyk gebeur, raak al groter. Suid-Afrikaners se implementering van stelsels wat tradisioneel in federasies aangetref word nog nie in daardie terme beskryf nie, maar dit keer nie die proses nie. Dis ook nie nodig om vooraf toestemming hiervoor te kry nie, omdat erkenning van die werklikhede na die tyd sal volg. 'n Federasie sal hoogs waarskynlik eerder van grondvlak af gebou word, as wat dit van bo af deurgevoer word. Dit word nou noodsaaklik dat die F-woord en die federale alternatiewe wat 'n uitweg aan die huidige krisis kan bied, weer deel van die hoofstroomdebat in die land moet word. Hoe groter die krisis word, hoe groter word die kanse van 'n nuwe onderhandelde skikking of skikkings
wat die werklikhede van dit wat reeds gebeur het, formeel erken. Op die langtermyn omskep grondwette nie die werklikheid nie. Die werklikheid omskep grondwette.